Tussen brandende, en brandende. En al mijn leven is tussen brandende. En heerlijke, die heerlijke rook. Hij kwam weer uit mijn leven, die heerlijke rook. Brandende, en brandende. En al mijn leven is tussen brandende.
It is my pleasure and joy to be here this morning in the name of Jesus. Amen. Firstly, bring you greetings from the church in Zimbabwe. I say best regards to the 85th anniversary of the church. Also excited and celebrate with you. We want to thank God for His faithfulness to celebrate this journey with gratitude. Yes. And we look forward to the future with renewed purpose. We want to thank God for His presence. That through these 85 days, we can look back and praise Him for the challenges for the past years. We also want to thank God for the dedication of our leaders and members at large who contributed to the mission and the spread of the gospel during these 85 years. We thank God for the faithfulness through the ages. This anniversary reminds us of the divine intervention and the committed leadership that took us this far. Ebenezer. We give thanks to the Almighty for the ministry, and we look forward to the next season of blessings and service. We are reminded by the book of Hebrews 10 verse 23 that let us hold unswervingly to the hope we profess. For He who promised is faithful. That God is going to be faithful to the new generation. God is going to be faithful to the future of the church. We praise God for this wonderful journey that He will be with us. In Jesus' name. Amen. Die son het warm skyn daar in Australië. En die vliegtuig lig sy sterkte en hy styg op na Perth. En hy kyk so af as die skaduwee van die vlek so langs die berg in Perth ry. En jy kyk en jy sien die mooi jacaranda bome staan in blom. En deur die nag vlieg jy en dan kom jy hier aan vroeg in die môre. En as die vliegtuig sy sterk sak. En die kaptein sê ons het gearriveer in Pretoria. Dan kan jy sien reg daar van Jan Smits af tot hier blom die jacarandas. En dieselfde God waar die son laat opkom in Australië, is ook jou God waar die son laat skyn hier in Pretoria. Maar jy weet, daai skaduwee praat met my, is asof jou nie kan verloor nie. Asof 'n skaduwee aan jou lyf kleef, as jy links draai saam met jou. As jy opkyk, sien jy, hy volg jou. En net so dink ek die Here het in sy hemel iets geskep wat vir jou sê dat die goedheid en guns van God sal jy nooit begewe en verlaat. En hy sê dit so mooi, ek is so lief vir daardie teksgedeelte wat sê dat die gees van die Here sal bestendig in die midde van sy kinders bly soos 'n skadu. En partymal in jou lewe, as dit op die warmste is van die dag, en jy kyk so op in die middag, as die son lekker brand op jou krootjie, dan is daar nie 'n skadu weer nie. Partymal vra jy vir die Here, Here, waar was U in daardie tyd in my lewe gewees? Maar in die middel van die dag het jy nie 'n skadu weer nie, maar dis ook die tyd wat God dan aan jou die naaste is, prys die Here. En ek glo, weet jy nou die dag toe hulle so praat van die koms van die Here, dan dink ek oor my genade. 22 September is ek in die lig.
Ek sê vir wel, maar as hulle reg is, dan is ons halfpad. Dit was ook my verjaarsdag daardie dag. En ek het gedink, wow, what a birthday gift, praise God. Maar weer, in my hart, het ek gehoop hulle was reg. Want so lief soos wat ek my vrou het. Daar is iemand daarboven. Wat my hart gesteel het. En toe ek sy liefde ervaar daai dag. Vir die res van my lewe sal ek hom soek. Wat aan my daai liefde gewys het. En Golgotha se liefde was genoeg vir my. My hele lewe het verander daar op Golgotha. My lewe het verander daar op Golgotha. My hele lewe het verander daar op Golgotha. In Golgotha. In Canaan, halleluja, Canaan. Ons gaan Canaan toe en gaan jy saam. In Canaan, halleluja, Canaan. En ons gaan Canaan toe. En Golgotha se liefde was genoeg vir my. Golgotha se liefde was genoeg. Liefde was genoeg vir my. Golgotha, Golgotha. My lewe het verander daar op Golgotha. My lewe het verander daar op Golgotha. My lewe het verander daar op Golgotha. Golgotha, Golgotha. Ek wil net namens uit van myself en die bejoorse seun kom hy is voorrecht en ek sê allemaal dat ek volgend my laaste boodskap vir die kerk en presteer. Ek hoop ek stel u te leer nie van ons
manne staan bekend as die geleerde ouens, en ek wil nie weet, of die vanoggend sê, ek weet nie van die geleerdheid nie, maar is lekker om te leer, en elke dag iets niets, wanneer jy studeer, uit God se woord wys te word. En as jy terug sit en besef, ek het gedink ek weet alles, en dan besef ek, as ek die gedeelte vat, wat die Korintiërs sê, ek ken net ten dele. Ek wil u nie lang hou vanoggend nie, maar as jy die woord van die Here by u kan saam met my lees, 1 Samuel 7, en ek gaan vir die lees vanaf vers 7 tot en met 12. Hy sê vers 7, toe die Filistyne hoor, dat die kinders van Israel by Mispa saamgekom het, die vorste van die Filistyne het in Israel opgetrek, en die kinders van Israel het het gehoor en bevrees geword vir die Filistyne. Die kinders van Israel sê aan Samuel, laat nie na, om die Here ons God vir ons aan te roep nie, dat hy ons uit die hand van die Filistyne verlos. Dit Samuel sy lam geneem, en dit as 'n brandoffer in sy geheel aan die Here geoffer. En Samuel het die Here aangeroep vir Israel, en die Here het hom verhoor. Want onderwyl Samuel die brandoffer bring en die Filistyne nader kom, om teen Israel te veg, het die Here dit die dag met 'n groot geluid laat donder oor die Filistyne, en hy het hulle in 'n verwarring gebring, sodat hulle verslaan is voor Israel. Vers 11, die manskappe van Israel het uit Mispa getrek en die Filistyne agtervolg, en hulle verslaan tot onderkant Bekar. Toe het Samuel 'n klip geneem, opgerig tussen Mispa en Sen, en het Ebenezer genoem, tot hiertoe het die Here ons gehelp, tot sover die lees van die woord van die Here. Nou my gedagte en tema vanoggend aan u is, Ebenezer, tot hiertoe die Here ons gehelp. Ene wat Eser tot hiertoe die Here leer in Christus gedra en gehelp 85 jaar. En ons kan vanoggend net 'n handeklap, ons gee die Here 'n lofoffer. 85 jaar. Amen. My kernteks wat ek vanoggend aan die voorhou, ek gaan nou vanoggend amper soos die predikant nou mooi volgens die ons voorberei. So ek wil graag vir amper 'n preek behoorlik aflees soos ons geoefen word. So my kernteks vanoggend aan u is 1 Samuel 7 vers 12. Toe het Samuel 'n klip geneem, dit opgerig tussen Mispa en Sen en Ebenezer genoem en gesê, tot hiertoe die Here ons gehelp. Ons kan eintlik sê, tot hiertoe Here lede in Christus gehelp, tot hiertoe die Here lede in Christus beskerm en deurgedra. Amen. Kerk van God, vanoggend staan ons by 'n besonderse oomblik stil. Elkeen se pad is vir hom uitgebuitel. Sommige by die begin, ander by 'n middeweg. Sommige van ons, soos ek vanoggend, staan aan die einde van hierdie mylpaal. Op 1 Januarie 2010 het ons as gesin begin met die voltydse bediening in Sasolburg. Moet jy net so 'n bietjie agtergrond gee. Na bykans 27 jaar in Helderberg en die tydperk reeds in diens van God se werk onder pastoor Gertjie Simons, het ons uitgegaan en vanoggend wil ek sê, na 15 jaar, 9 maande en 9 dae, lê ons die tuig neer in Sasolburg. 'n leeftyd, 'n werklike leeftyd, maar wat ons dankbaar voor is. Ek kan vanoggend vir u sê, dis met leedwese dat die mens afskeid moet. Jy maak vriende by mekaar, en jy los geliefdes agter, en jy stap nie net weg nie. Jy breek nie die rad, ergens gaan dit tyd vat om verby hierdie deel te kom. Ja, daar's hartseer, daar's emosies, maar ek wil vanoggend vir julle sê, dierbaar is groot dankbaarheid. Want ons te voorreg gehad vir God se werk te kan doen daar in die arbeidsveld. 'n baie moeilike gedeelte is Sasolburg, die goue driehoek. Ek wil byvoeg, toe ons in Sasolburg kom, lê die Here op my hart dat ons by die naam verander na goue driehoek toe. En so het ek die direksie en almal genader en ons het dit gedoen. Nou wil ek gou vir u vertel wat aan die gang is in die goue driehoek. Daar's reeds bykans 11 kerke wat op hulle blaaie nie meer toon
vaaldriehoek nie, maar toon goue driehoek. Nou daar's waar ons op pad is. Die volgende wat ons verwag is, die regering sal aankondig, is not only hoe sê hulle, die Engels, die Wall Triangle, maar dit gaan binnekort, julle sal hoor, as die blaaie haal, dit sal die goue driehoek word in die land. Die plek waar die industrie gaan groei, die plek waar die Here gaan siele red, soos nog nooit nie. Ek wil hê jy moet glo, dat deur Jesus Christus is ons tot alles in staat. Nou ek hou vanoggend aan die woord voor, Samuel 7 vers 12, hy sê, toe het Samuel 'n klip geneem, dit is 'n misman, sê opgerig, en het Ebenezer genoem en sê, tot hier toe die Here ons gehelp. So het Samuel ook, toe dit moeilik gaan, en die Here hulle uitred, het hy gegaan en hier gedenksteen gelê, en hy het genoem, Ebenezer tot hoe die Here ons gehelp. Nou wil ek hê, jy moet hierdie tema onthou vir die res van die lewe. Terwyl ek 'n paartjie trou, so 'n paar jaar terug, ek dink dit bykans 10 jaar terug, ek het hulle onlangs weer sien, toe sê hulle, ek onthou die dag toe ons trou. En die tema was, trou is nie perrekoops nie. En tot vandag toe, as ek met hulle praat, dan onthou hulle die tema, en dit sit in hulle harte vas. Ek wil hierdie tema moet aan jou vassit. Dit moet klou, terwyl ons volgende aan die tafel sit, en ons praat oor die evangelie. Ons kan baie praat oor die woord. Reinhard Bonke sê, you can buy the soap, you put it on the shelf, you'll never get clean. You've got to apply it. Jy moet hierdie woord vat en jy moet dit toepas in jou hart en in jou lewe, sodat daar 'n verandering kan kom. Die kinders van Israel het gehoor en bevrees geword vir die Filistyne. Ons sien in vers 7 en 8, hier merk ons dat daar 'n benoudheid in hulle lewe was. Is hier nie dalk vir ons vanoggend voel, hier's 'n benoudheid in my lewe. Ek staan in 'n benoudheid. Ek weet nie wat môre gaan gebeur nie. Vra waartoe trek jy? Ek sê die Here het nog nie gepraat nie. Die Here het nog nie geantwoord nie, maar ek maak reg. Ek wink en weer. Maar God is die een wat beskik. En dit moet ons verstaan en glo einde van die dag. Wanneer ons hierdie teks lees, sien ons die volke benoudheid. Maar dierbaar is ons as kinders van die Here, moet in elke moeilike omstandighede ook die hand en die seën van die Here sien. Ons moet net bly wees as dit goed gaan nie, maar wanneer dit sleg gaan, beteken die Here wil jou ergens iets leer, die Here wil jou ergens iets wysheid gee. Dan moet ek en jy net bietjie terugkom op die pad waar hy wil hê. Dis die weg, wandel daar. Die vyand is goed gewapen. Ons lees in die woord, by die Filistyne sê die woord was sterk, goed gewapen, en hulle was op pad om teen Israel te veg. Israel was bang en geweet, op hulle eie vermoë kan ons dit nie doen nie. Ons het vanoggend weer gehoor, die Here het weer vanoggend bevestig, en ons kerk se lees in Sasolburg is Filippense 4:13, ek is tot alles in staat, deur, ek hoor nie, deur Christus, wat my die krag gee. Deur Christus, wat my die krag gee. Amen. Wanneer die vyand teenoor my jou opstel, pak vrees jou weer, en jy weet nie links of regs nie. Hier leer die volk 'n groot les, en ons kan self 'n les daaruit leer. En soos Abraham, Isak en Jakob, elkeen as hulle in 'n krisis was, 'n vertroue op God geplaas het. Ons roem daar so aan, dat ons dien die God van Abraham, Isak en Jakob, maar wanneer die krisis kom, dan skram ons weg. God bring altyd vir jou en my uitkoms op die regte tyd. Daar's 'n ou koortjie wat altyd sê, op die regte tyd. Ek wil hê jy moet vanoggend weer sê, op die regte tyd, en vandag of môre gaan die Vader vir my voorsien. Sê dit vir die Here langs jou. Op die regte tyd gaan Vader vir ons voorsien. Amen. Ons gesin was in hierdie tyd, ek wil nie baie praat oor wat ons daar gedoen het nie, maar ek kan net sê, ons was in baie tye in benoudheid, groot finansiële druk, geestelike, en soms ook in 'n emosionele druk. Ek het nou gehoor van 'n hekkie en 'n slot en al hierdie goed. Ek vir julle sê, ek het baie daar daai hekkie dopgehou.
Ek het baie daar hekkie opgehou, dit nie dalk 'n uitkoms nie. Maar die Here bewaar jou. Want eendag as jy vas sou jy ook hier sal staan en sal sê, Ebenezer is tot hier toe weer die Here ons gehelp. Psalm 29:9 sê, die stem van die Here laat die takbokke lang, maak die bosse kaal, maar in sy paleis sê elkeen heerlikheid. Ek wil vir u sê, elkeen vanoggend wat opgekom het, wat in 'n verwagting, hoe sou die diens verloop vanoggend? Jare terug, as jy so opkom van die gebedsheid af, dan sê die een die ander een voorkeer vra, hoe het die bid hier geloop? Wat het Vader gesê vanoggend? En dan was jy versigtig om daar deur die deur te kom. En as jy daar inkom, soek jy gou iemand om saam te bely dat jy dalk nie, soos hulle sê, uitgehaal sal word. Dis nie waar. Kom ons hou dit vas. 85 jaar later. En ons moet dit nog steeds doen. Tot die doel het die Here ons gehelp. Soos vier God oorwinning vir die volk, Israel smaak die oorwinning deur die hand van die Here. Ek wil sê, vele kere wil ons in beweging kom. Ek wil dit doen. Maar as tyd dat ek en jy terug staan en ek oorgee die hand van die Here en die woord sal spreek, Here, nogtans nie my wil nie, maar u wil, Here, breek vir my in die bres hierso. Here, help my. Ek wil u verseker dat u vanoggend na hierdie diens anderste hier gaan uitstap as wat u vanoggend hier ingekom het. Jy kan nou maar hinker op hierdie gedagte, jy kan hinker op daardie gedagte, maar ek sê vir u, wanneer jy met daai weer uitstap, en die Gees reeds van jou besit geneem, en jy gaan verander in een oomblik. Amen. Romeine 8:26 sê vir ons die volgende. En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp. Want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigting. As ek vanoggend wil ek hier staan en broer Corneille bedien ons met die profesie en Vader praat met ons en ek hoor. En ek hoor sê, broer Corneille is besig met my boodskap. Die Vader is besig om uit te deel en die volk te versterk. Hierdie konferensie merk ek op dat dit gaan oor dat ons mekaar moet versterk tot in die allerheiligste. Nie mekaar aftrek nie. Maar as ek sê my broer sukkel dat ek my arms op opsit en ons op opstoot. Dit nie gaan oor my nie, maar gaan oor my boetie. Dit gaan oor my sussie. Amen. Christus is die groot voorspraak vir die Vader vir jou en my. Onthou dit. Bære dit in jou hart. Ons het in hierdie konferensie paar keer gehoor, dit gaan oor Jesus en Jesus alleen. Jesus and Jesus only. Hy hoop nooit om vir jou in te tree nie. En weet, hy sit aan die regterhand van die Vader. Maar vanoggend kan ons met dankbaarheid as 'n gesin sê, so Samuel daardie gedenksteen daar gelê, het ons die 15 jaar en die paar maande, die paar sekondes 'n gedenksteen daar neergelê. 15 jaar is 'n leeftyd. Toe ons daar kom, was die opsie, hulle wou Saselburg toemaak. En ons het gesê, Here, ons sal gaan. Ek wil vir u net so kortliks verduidelik dat ons was bykans 11 maande in die bediening. Toe kry ons 'n oproep van broer Hannes, daar in die hoofkantoor, ons praat nie van hoofkantoor. Broer Manie, suster Annetjie, waar is julle aansoekvorms ons? Ons het nie aansoek gedoen nie. Ons was daar voor die direksie gesê, julle gaan Saselburg toe. En gaan julle toe sê, ja, my vrou sê nee, sy gaan nie. Maar toe sê vir die Here oor 11 jaar, soveel maande, toe sê ons, Here, ons sal gaan. Daar is tye dat ek ook wel hande kan gooi. Maar ek wil vanoggend sê, daar is tye dat u ook wel hande opgooi. Dis nie die moeite werd om die Here te dien nie. Ek wil vir u sê, dis absoluut die moeite werd om die Here te dien. Of dit nou met jou goed gaan, of dit met jou sleg gaan. As dit sleg gaan, moet jy eintlik meer insit en waardeer wat die Vader vir jou gee. As ons baie keer op moedverloorse vlakte is, dan dink ons,
ag, is Ikabod, dis verby. Is dit nie so nie, Johan? Ikabod verby. Ag, dit gaan so moeilik in die gemeente. Maar jy weet, die Here voorsien soms nog voor ek gevra het. Ek sit baie keer hinker op 'n tweede gedagte en dan sal klop aan die deur, dan word daar 'n broodjie of 'n melktjie afgelewer. Het dit nie met u gebeur nie? Amen. Ek wil u as gemeente daaraan herinner dat dit nie 'n skande is wanneer die Here op jou hart lê om daar by broer Corneille, Suster Michelle te gaan stop en te sê hy soek biltong. Ja, ons weet hy's 'n kragtige wildjagter, hy maak die heerlikste biltong. Maar as die Here op jou hart lê, jy bring daar vir hom 'n lekker stukkie biltong, dan is hy opgewonde. En hy's bly. Moet nooit nalaat as die Here op jou hart lê om by 'n plek in te stap. En wanneer jy instap om te kyk, ek sê baie vir die gemeente, daar staan 'n Porsche of 'n Ferrari en hierdie inry oprit en jy dink, "O, hierdie ouens is skatryk," maar weet jy as jy net 'n deurtjie klop en hulle maak oop, hier staan 'n mamma met 'n babietjie en 'n huil en die trane loop en jy gee die brood en die melk af, sy sê, en ek roep al vanoggend, Here, wil nie iemand stuur met 'n broodjie en 'n melkie nie. Dan stap jy weg met 'n blydskap en huppel in jou stap. Ons wil hier op die markkoord dans. Maar ek sê die dag as jy God se wil doen, kan jy daar wegstap met 'n huppel in jou stap, is dit nie waar nie. Amen. Ek wil jy aan bemoedig volgens, sit jou swak kant en die sterk kant van die Here. Sit jou swak kant en die sterk kant van die Here, kyk wat hy vir jou kan doen. Jy weet, ons het nou op 'n stadium deur 'n baie moeilike tyd vergaan, dan kom ons nou by 'n diens, broer Corneille, dan sê hulle, die Here skop vir jou deur, die Here maak so. Nou dis al maande en jare later, want weet jy, ons verwag hierdie deur wat oopgaan, en as jy deur maak, dan rol hierdie pot geld in jou voordeur, en nee, dis nie so. Dis nie so wat die Here bedoel het nie. In hierdie laaste 3 weke, en die Here so magtig vir ons geseën daar in Sasolburg, dat ons kon met beide voertuie konferensie toe kom, wat nie rybaar en geloop het nie. So het die Vader voorsien. Amen. Amen. Ek wil hê jy moet goed vat vanoggend. Jy sit dalk in 'n toestand vanoggend en dink, "Ag, ek weet nie waar ek bande van my kar gaan kry nie." Vertrou die Here. Die Here gaan vir jou voorsien. Op die regte tyd. Ek wil u bemoedig as 'n kerk vanoggend om terug te draai na die onfeilbare woord van God. As ons, terwyl ek 'n wyl terug, ek wil dit vir u doen, staan ons in die kerk, ons het daar 'n vergadering, en Dr. Connie Miller van die Vryheidsfront is daar, hy kom praat met my, en hy vra vir my, Manie, wat sê jy van die kerk en die staat? Sê ek vir hom, broer Mulder, ons kan nooit die kerk en die staat skei van mekaar. Wat as ek die woord lees, was dit juist die staat en hulle, wat daar bygedra het, dat ons meester vir ons aan die kruis gesterf het, sodat ek en jy verlossing en oorwinning kan kry. Amen. Dit is so, maar lees die woord. Ek wil jy bemoedig. Die skrif sê, bid vir die regering van die dag, sodat jy in vrede kan leef. Bid vir hulle. Los hulle wat hulle doen. Ek wil vir u sê, myne werk is, ons hou so God Jesus. Ek en u moet gereed wees, wanneer die blou lig skeer, gereed te wees om saam te gaan. Dis al wat ek en jy moet doen. Ons moet nie met ander goed besig wees nie. Wanneer ek swak is, en ek voel ek is nie bekragtig om iets te doen nie, dan kom Christus en hy gebruik jou magtig om sy werk te doen. Daarom kan ons as gesin vanoggend met eerlikheid sê en met oortuiging Ebenezer tot hier toe die Here ons help.
Ek wil vra dat u as gehoor opstaan, as gemeente, as gehoor, as kerk, as konferensieganger, kom ons staan ons mondvoete. En ek wil afsluit met hierdie laaste vers. Terwyl ek vanoggend vroeg wakker word, ek die Bybel vat en ek daar op ons stoepie gaan sit, en ek besig raak met die Here en die woord duidelik, die woord sê, jou slotboodskap is nie reg nie. En ek vra Here, wat is fout? En die Here sê, dit wat jy voorbereid vir die slot, dis nie wat ek in gedagte het nie. En my slotgedagte is die volgende, Jeremia 29 vers 11. En ek wil vanoggend vir die kerk van God sê, ek wil vanoggend vir lede in Christus sê, 85 jaar terug, het om Prinsloo 'n visie gehad, en die Here hom uitgenooi. Ons staan nou hier 85 jaar later. Ebenezer tot hier toe die Here ons gehelp. Ek wil hierdie teksvers vir u los en ek wil hê u as gemeente, u as mens, u as individu, as broer, as suster, broer Frik, maak dit jou nou vanoggend. Hoor die woord van die Here. Want ek weet wat gedagtes ek aangaan in julle koester. Spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie. Nie van onheil nie. Om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Amen. Mag die Here u versterk en mag hy die Here u leerdra. Here, ek seën die volk, versterk hulle en dra. Amen. Tot sover. Prys die Here. Baie baie dankie. U kan gou hier sit plek neem. As jy sou wou, prys die Here. So Pinksterkerk, as jy nie wil nie bly staan. Halleluja. Maar iets moet gebeur. Sê amen. Ek wil net gou seker maak, ek het nie met Charles Roos hier gesien nie. Het jy dalk gemis met Charlie? Nee, prys die Here. Halleluja. Ek gaan dan vra dat Pastoor De Pre asseblief hier kom staan. En ook Tannie Annetjie en dan Blanche Hangman, het ek vanmôre hier gesien, Stefan, sy pragtige familie. Ja, John, jy, jou familie, prys die Here, sodat julle kan sien wat 'n groot, wonderlike, mooi familie hierdie dan nou vanmôre is. Prys die Here se naam. Halleluja, kom staan asseblief bo. Dankie. Dankie Tannie Annetjie, groot waardering. Amen. Blanche, julle ook asseblief kom staan hier. Dis goed om jou te sien, my siekind. Halleluja. En hier's natuurlik een van my prinsesse. Kom net 'n bietjie, kom wys vir hulle. Halleluja. Kyk hoe mooi is my prinsesse. Is hy nie mooi? Halleluja. En Stefan en Sunay is dan die ander Pastoor Mani, hulle het dan hierdie 3 pragtige kinders en is wonderlik dat hulle het agtergebly hier in Helderberg en hulle is vir ons tot 'n baie groot seën. Hoor ons waardeer julle. Waar is Pedro? Daar is hy. Prys die Here. Pragtige jong man. Ek wil graag vir julle lees oor Philippus Hermanus. Nou die ouens wat hom baie goed ken sê nie vir hom Mani nie, hulle sê Mali. Want as hy kom na jou met 'n ding hier in die skakelbord, dan kan jy maar weet, die Mali gaan nou lekker loop. Daar gaan nou geld uitgegee moet word. Wat Philippus Hermanus De Pre is op 17 Oktober 1960 die Johannesburg Suidgebore waar hy opgegroei het. Mani matrikuleer in 78 by die hoërskool Maree Viljoen. Hy sluit na matriek by die SA Weermag aan en word dan as elektriesien opgelei op 30 Mei 1981. Trou hy met die pragtige, kan ek moet die groot name sê. Dan die Annetjie, prys die Here van Heerden. Uit hierdie huwelik word daar dan kinders gebore, John. Halleluja. Stefan en Blanche. Dis lekker dat jy vanmôre hier is. Dis 'n groot voorreg, Blanche, ons waardeer dit baie. Hulle oudste seun John is ook voltyds in die bediening in Parys saam met Meline, prys die Here. In Mei 86 kom hulle tot bekering in die Louis Trichardt
hulle verhuis nou, as hulle in Trichard tot bekering kom, dan behoort julle hulle beter te verstaan. Wat sê pastoor Hannes? Is dit nie so nie? Hulle verhuis later na Pretoria en skakel by Helderberg gemeente, en ek onthou hulle nog met hy Mazda 323, die hatchback, ek onthou julle so. In 2005 word hulle die hulppastoor van Helderberg, en in 2009 word hulle geplaas in Sasolburg gemeente. Pastoor Mani het natuurlik baie nagraadse kwalifikasies behaal, maar hy tree dan uit as 'n majoor in die Suid-Afrikaanse weermag. Prys die Here. Dan die Annetjie het vir baie jare by die spoorweë gewerk, by die administratiewe pos, en vir 15 jaar bedien hulle dan daardie gemeente tot vandag toe. En ek wil dit vanmôre vir u sê, en ek wil ook dankie sê, maar my bede is dat julle nie vanmôre met enige bitterheid sal aftree nie. Ons kerk het vaders en moeders baie ernstig nodig. Ek moet kyk na my, verstaan, ek het 'n paar 'n maand nodig. Kan nooit genoeg hê nie. Mag die Here julle versterk. Dankie vir julle harde werk. Dankie vir die kere wat julle alleen in Sasolburg om al die sirkels moes gery en gevoel het. Maar mag die Here julle versterk, mag die Here krag gee. Kan ons vanmôre ons hande na hulle toe uitbrei en hulle net kragtig seën. Hierdie mooi kroos van julle pragtige klein kinders, is dit nie mooi nie? Hulle is reeds geseën, maar mag julle meer en meer geseën wees. Mag die Here julle vanmôre baie ryklik sien. Sal julle net so oomblik saam met my hier staan? My vrou het so 'n blytjie van waardering wat ons baie graag aan u wil oordra. Prys die Here. Prys die Here. Staan nog steeds net asseblief so. Ek gaan dan vra dat ons asseblief vir pastoor Paul en Melna ook vorentoe sal doen. Hy verwag het nou glad nie. Ek en hy het hierdie gesprek in diepte gehad in Australië. Ons het vele ure gehad om oor dit te kon praat. Maar kom staan asseblief hier voor by my. Ek verplaas nou nie vanmôre nie, so jy kan ontspan, jy ook. Drie ons ook af. Nee, jy gaan nou optree doen. Maar ons wil baie graag ook 'n baie groot blyk van waardering vir ons broer en suster. Dis een ding om in Sasolburg bietjie alleen te voel. Waar jou naaste broer sekerlik hoe ver is van 'n Bylpark 14 km, sekerlik plus minus 18 km ver weg is. Jou seun so 40 km, 50 sekerlik weg is in Parys. Dis 'n totaal ander, en ons kies vir die Engelse spreekwoord, ball game. When you fall abroad and you're alone. En ek wil net sê, ons sien dit raak, hoor. Ons sien dit raak. Jy is alleen daar in Australië, as broederskap. Maar vanmôre wil ons waardeer jou broederskap. Ons is lief vir julle, die kerk is lief vir julle. En mag daar nooit 'n alleen tyd wees nie. Mag die Here julle baie ryklik sien. Ons het so 'n klein blyk van waardering ook van die kerk vir julle. Prys die Here se wonderlike naam. Please come stand. Take a look at that beautiful sun. Hy is die een met liefde. Hy sal altyd 'n drukkie wil gee. I love it very much. I love you. Thank you for being part of this family. May God bless you as well. Amen. Ek wonder of ons kan opstaan en kan ons asseblief sing, laat Heer U seën op ons naam. Prys die Here. Sal my orgelis net nader kom. Halleluja. Dankie Brendan. Mag die Here julle seën in Australië. Die Here het vanmôre gesê 2, nee 3. Ek het 3 gesien. Vir 'n begin. So sterkte. Love
Jan hulle en al die klein kinders en die kinders gaan 'n wonderlike lied toesing aan die gehoor. Amen. Ek het my maale gevra wat is hulle gunsteling koortjies en hierdie was 2 van hulle. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, that you ever thought of me. Many, many blessings thou hast given unto me. Grace is overflowing like a mighty sea. Now I want to thank you for your love and care. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, that you ever thought of me. Many, many blessings thou hast given unto me. Grace is overflowing like a mighty sea. Now I want to thank you for your love and care. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, that you ever thought of me. Many, many blessings thou hast given unto me. Grace is overflowing like a mighty sea. Now I want to thank you for your love and care. Thank you, Lord. Thank you. Dis vandag my voorreg. Hulle het gevra, hoekom hulle my gevra het, weet ek nie. Maar namens julle oudste seun, namens myself, Stefan, Sunay, Blanche, Kenneth en al die pragtige kleinkinders. Pa, ma, dankie vir die voorbeeld wat julle vir ons was en is. En dankie dat julle ons Godvrese groot gemaak het. Van tyds af geleer ek dat dit is die plek waartoe jy moet hardloop, maar dit dinge swaar raak. En in die bediening weet ek, het jy baie stank en stote gekry. Maar weet ek ook, dat deur dit alles was die Here met julle. En weet ek, gaan julle nou, julle pensioen geniet. Sit asseblief op die stoep, pa, los die tools. Los die mense, groot asseblief. Maak vir my al die koffie. Geniet dit. En van ons kinders af. Het is lief vir julle. En ons waardeer julle. En ons gebed is, al staan julle nie voltyds in die bediening nie, het julle elke dag nog steeds vir ons sal beteken. I want